Goeiemiddag almal. Wat 'n heerlike voorreg om weer saam met julle te kuier. Ek is alweer hier onder my pragtige boom. Elke keer as ek 'n boodskapie stuur, dan is ek hier onder die boom. Ek wil vandag met julle praat oor die vrug van die Gees. Maar almal ken die vrug van die Gees. Ek dink nie daar's iemand wat die Bybel lees en nie die vrug van die Gees ken nie. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ek wonder partymal, ek dink ons almal het iewers een van hierdie itempies dalk wat ons nie lekker in funksioneer nie, wat ons bietjie aan moet werk en bietjie skuur en skaaf, en dan kan ons dalk dit ook byvoeg by die lysie wat God hier noem. Vandag wil ek egter nederigheid uitsonder, en nederigheid is vir my baie kosbaar, want ek wil nederig wees. Jesus was nederig om die disippels se voete te was. En daarom is nederigheid vir my baie kosbaar. Nederigheid wys ook vir ander mense eintlik hoe jy is. En ek praat nie van dat jy 'n vloerlap moet wees om nederig te wees nie. Mens kan nederig wees. Ek is byvoorbeeld, ek was eerder skottelgoed as om kos te maak byvoorbeeld. Of laat mense stel mense bokant my, voor my, want dit is wie ek is. Om uit te vind wat nederigheid presies beteken, moet ons eers kyk na die teenoorgestelde daarvan, naamlik hoogmoed. Hoogmoed is om te dink dat jy beter is as ander. Hoogmoedige mens weier om skuld te erken as hy verkeerd is, steek sy swak eienskappe weg en sal nooit die minste wees nie. Nederigheid aan die ander kant is om te erken dat alles wat jy het en is suiwer genade is. Dat jy niks verdien nie, dat selfs die feit dat jy 'n Christen is, 'n gawe van God is. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, sê Efesiërs 2 vers 9. En daarom het niemand enige rede op homself trots te wees nie. Ons kan deur ons beste werke niks by God verdien nie. Want alles, ja alles, is genade en 'n gawe van God. As ons wil weet wat ware nederigheid is, kan ons na die lewe van Jesus kyk. Hy gee die hemel prys, en verneder homself deur aan mense gelyk te word. Filippense 2 vers 7. As jy elke dag meer en meer soos jou meester wil wees, wees gewillig om soos hy onselfsugtige diens te lewer. Heilige Gees, maak my nederig, sodat ander vir my altyd belangriker as ek self sal wees. Ek moet bereid wees om ander se belange bo myne te stel. En dan sê hy ook in Filippense 2 vers 3, moet niks uit selfsug of eersug te doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Ek vind net nederigheid is vir my een van die kosbare items wat vrug van die Gees is. Ek dink om nederigheid te betoon jy ook 'n stukkie van Jesus. En daarom is nederigheid vir my, dit staan vir my uit in die vrug van die Gees. Ons sal die ander ook sommer so stuk behandel, maar nederigheid het vandag vir my uitgestaan. Vader, ek bid vandag en ek vra dat U vir ons almal kom wys hoe nederigheid moet wees, Here. Ons praat in elkeen se hart om ware nederigheid te betoon, om te sê ek is jammer om vir jou meer te doen as vir jouself. Dankie Vader dat U weer eens vir ons 'n les kom leer vandag uit U woord. Ek vra dit omdat ons regtig dit nie verdien nie, Here, maar alleen uit U genade, U wonderlike genade,
Dankie Abba Vader, in die wonderlike naam van Jesus. Amen.